Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n sekere koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand, die ou vertaling sê 10.000 talente, geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, wees lankmoedig, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry en hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare, sy medediensknegte, raakgeloop, wat hom net 'n paar rand, 100 pennies, sê die ou vertaling, geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld. Die ou vertaling sê baie bedroef. En hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Moes jy ook nie barmhartig wees nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld terugbetaal het. Vers 35: So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Vriende in Christus, familie van Laagveld Gemeente, hartlik welkom by vandag se aanlyn erediens. Dis die 25ste aanlyn erediens. Dankie dat u ingeskakel het. Dankie dat u met ons is en mag u vandag by Laagveld Gemeente 'n boodskap kry vanuit die lewende woord van God wat u ook opbou en u inspireer en u lewe ook meer verryk. Vandag gaan ons kyk na wat Jesus vir sy disippels leer oor vergifnis. Soos my hemp vandag sê, forgive. Maar hy sê nie vir hulle, jy moet heeltemal vergeet van die persone wat jou indoen en dat hulle jou weer en weer vang nie. Hy sê wel, God het vir ons so groot vergifnis gegee en daarom moet ons ook 'n vergewingsgesindheid in die wêreld uitleef. Maar ons moenie vergeet dat persone ons indoen en ons weer en weer vang nie. Ons moet onthou die groot vergifnis en genade wat ons by God gekry het en dan moet ons ook ons medemens vergewe en met genade en barmhartigheid optree
by ons medemens. So dis ons boodskap vandag. Ons foto wil ek hier vandag groet met die woorde van Johannes hoofstuk 8 vers 12. Jesus het vir die mense gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal nooit in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Ek is die lig vir die wêreld, sê Jesus. Wie my volg, sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Sulke mooi, inspirerende woorde van Jesus, 'n uitnodiging waar hy sê, kom volg my en lewe in die lig. Moenie in die wêreld se duisternis aanhou leef nie, maar leef in die lig wat die Skepper vir ons gee. Hy lei ons op die pad. Jesus is die lig en hy nooi ons uit. Vriende, Christus nooi ons in binne sy verhaal. Dis nie dat ons vir Jesus in ons verhaal innooi nie, maar eers nooi Jesus ons om hom te volg. Ons sê nie vir Jesus volg my nie, Jesus sê vir ons volg hom. En Jesus nooi ons na hom toe. Dit is hy wat ons deel maak van sy groter verhaal. Sy eerste woorde aan die mense is volg my. Aan elkeen van ons wat 'n Christen is, het Jesus op 'n tyd gesê volg my en ons het die geantwoord en gesê ons volg u. Nou, sy roeping is nog altyd dat ons lewe moet omruil vir 'n nuwe skepping, vir 'n nuwe lewe. Ons moet ons dooie, sondige harte moet ons ruil vir sy hart, 'n hart van vlees en van liefde en van nuwe lewe en dat die Gees ook in ons werk. Nou, Jesus maak ons deel van sy verhaal en hy is die hoof van sy verhaal. Ons is net boublokke, ons is kinders in sy verhaal en ons moet vir hom leef. Ons lewenstekste word geskryf en herskryf in terme van Jesus se woorde en dade. Dis nie meer ons eie wil wat ons elke dag probeer uitleef en ons sondige natuur probeer nastreef nie. Dis Jesus wat ons help om ons lewe te herskryf met sy voorbeeld, sy woorde, sy dade. Ons is volgelinge van Jesus. By Jesus leer ons hoe om reg en eg mens te wees. By hom leer ons om God en mekaar lief te hê. Hoor vandag weer opnuut hoe Jesus u nooi om hom te volg, om saam met hom te stap. En dit is die grootste geskenk in hierdie lewe, om op die pad van God te kan stap. En met hierdie woorde wil ek u vandag groet. Liewe gemeente, wees gegroet hier vanuit Ramatulas Kloof, vir u in Mojadjies Kloof, Magubas Kloof, Moketsi, Politsi, waar u ook al bevind. Genade en vrede van God ons Vader, die Skepper, en Jesus Christus, ons Here, ons lig, en die een wie ons volg, en die Heilige Gees. Genade en vrede vir julle, van God drie-enig. Amen. Kom ons sing hier die volgende mooi lied saam. Jesus, ons loof u.
Vriende, ons teks vandag is van Matteus hoofstuk 18, vers 21 tot vers 35. En die boodskap is, verstaan ons werklik sonde, skuld, genade en vergifnis. Verstaan ons werklik sonde, skuld, genade en vergifnis. Hierdie gelykenis vertel Jesus, want as ons die groot vergifnis wat ons ontvang het verstaan, dan is dit maklik vir ons om kleiner goed te vergewe. Maar as ons vergeet van hierdie groot vergifnis van God, wat hy aan ons betoon het in Jesus Christus, dan is dit vir ons ook moeilik om mense te vergewe. Maar omdat ons so baie vergewe is, kan ons ook die bietjie in hierdie lewe vergewe waar nodig. En hierdie gelykenis laat ons die vraag vra, verstaan ons werklik sonde, skuld, genade en vergifnis? As ons vergeet van ons skuld en ons sonde, dan wil ons begin optree teen mense se skuld en sonde op 'n harde manier. Maar Jesus sê vir sy volgelinge, wees barmhartig en vergewe en leef met genade teenoor ander mense. Vandag is die 15de Sondag in Koninkrykstyd en daarom fokus ons ook op die wyse woorde van Jesus, ons koning en ons herder, die woorde wat hy vir sy disippels gesê het, en ons kyk na die 5de blok van Matteus hoofstuk 18. Vandag staan ek hier by hierdie bome. Nou, u sal dalk sê, dis een boom, maar dis eintlik 2 bome. Die tweede boom begin eers meer as 1 meter hoog op die eerste boom te groei. Nou wat hier gebeur het, jare terug moes daar 'n saadjie begin ontkiem het in hierdie boom, en die boom het begin groei bo op 'n ander boom. Nou hierdie tweede boom lewe nie in simbiose saam met die eerste boom nie. Die tweede boom is 'n parasiet vir die eerste boom. Die tweede boom steel die sonskyn en hy steel die water en hy steel die voedingsbronne van die eerste boom. Die tweede boom, hierdie boom, stel die bitterheid voor, die onvergifnis as gevolg van iemand wat iets skuldig teenoor u gedoen het. So elkeen van ons is soos die groot boom, maar ergens in ons lewe is daar mense wat skuldig teenoor ons optree, en daai onvergifnis, daai bitterheid parasiteer op ons en dit steel ons sonskyn. So vandag, wanneer ons die teks gaan lees, wil ek ook vir u vra, wie is dit? Wat is dit? Wat is die skuld of die sonde wat aan u gedoen het, wat u sonskyn steel, wat u lewende water steel, wat u weghou van 'n vol lewe? Wat is dit wat aan u vashou, wat u moet vergewe? Dis die vraag waarna ons gaan kyk vandag. So vriende, wanneer iemand iets teen ons gedoen het, skuldig teenoor ons opgetree het, ons bitter gemaak het, en ons kan en wil nie vergewe nie, steel so 'n situasie ons sonskyn, ons lewenswater, ons voedingsbronne. Ons lus vir die lewe word minder, omdat ons lewe met bitterheid en onvergifnis. So vandag se teks in Matteus 18 spreek Jesus hierdie situasie aan. Wie is die persoon of persone wat u bitter gemaak het, en wat u steeds vandag sukkel om te vergewe? Daar's mense wat erge goed aan ander mense doen, en is regtig moeilik om mense te vergewe, veral wanneer daar moord ook betrokke is, of regtig skade in die lewe betrokke is. Maar Jesus spreek hierdie vergewingsgesindheid aan vandag, en is belangrik om te vergewe, al is dit nie maklik nie. Ons het hierdie week op Showmax 'n dokumentêr gekyk, die dokumentêr se naam is Rooted, en elke episode gaan oor 'n groot boom ergens in die wêreld. En ek dink is die 3de episode wat gaan oor 'n groot geelhoutboom in die Soutpansberge wat oor die 600 jaar oud is. En dan 'n stuk van hierdie dokumentêr, dan praat hulle van 'n parasietboom wat op hierdie 600 jaar plus geelhoutboom groei. En hulle sê hierdie parasietbome vermoor met tyd die groot boom waarop hulle groei. Selfs die massiewe geelhoutbome wat oor die honderde jare oud is, kan vermoor word deur parasietbome. En ek dink dis 'n goeie vergelyking vir ons ook in ons lewe. Bitterheid en onvergifnis kan ons so verteer van binne af. En Jesus spreek dit vandag aan. En hy sê ook hoekom ons moet vergewe en die nood vir vergifnis daar is. Anders kan bitterheid jou ook met tyd siek maak en laat platval, soos 'n ou geelhoutboom, as jy nie aandag maak om hierdie bitterheid in jou lewe, hierdie onvergifnis aan te spreek nie. Nou vandag se teks in die ou Afrikaanse vertaling is die opskrif: vergewing,
gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser. Die nuwe vertaling se opskrif is die plig om te vergewe en die boodskapvertaling is hoeveel keer moet 'n mens vergewe. Nou toe ek die boodskapvertaling getik het, toe tik ek hoeveel keer kan 'n mens vergewe. Want 'n mens kan nie net elke dag aanhou in hierdie siklus van vergewe en iemand doen dit weer aan jou en vergewe en mense doen weer sleg aan jou nie. 'n Mens moet onthou en anders begin optree dat die persoon dit nie weer aan jou doen nie en 'n mens kan eintlik net 'n sekere hoeveelheid keer vergewe voordat dit regtig begin suur en bitter raak. Maar die opskrif is hoeveel keer moet 'n mens vergewe? God verwag van ons ook moet met 'n D, moet om ander mense te vergewe. Al is dit ook moeilik, maar ook om versoening te bewerkstellig tussen die persoon wat skuld aangedoen het en die skuldenaar, moet 'n mens ook kan vergewe en versoen. So kom ons lees saam vanuit die woord van God, Matteus hoofstuk 18 vers 21 tot 35. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra: Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom: Ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met 'n sekere koning wat besluit het om saam met sy amptenare hulle boeke na te gaan. Toe hy daarmee begin, is een amptenaar na hom toe gebring wat miljoene rand, die ou vertaling sê 10.000 talente, geskuld het. Hy kon dit nie betaal nie en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor hom neergeval en gesoebat: Gee my tog uitstel, wees lankmoedig, ek sal jy alles terugbetaal. Die koning het hom jammer gekry en hom laat gaan en sy skuld afgeskryf. Toe daardie man buite kom, het hy een van sy mede-amptenare, sy medediensknegte, raakgeloop, wat hom net 'n paar rand, 100 pennies, sê die ou vertaling, geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê: Betaal wat jy skuld. Sy mede-amptenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek: Gee my tog uitstel, ek sal jou betaal. Maar hy wou nie en hy is daar weg om hom in die tronk te laat gooi totdat hy die skuld betaal het. Toe sy mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld. Die ou vertaling sê baie bedroef. En hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het hom laat haal en vir hom gesê: Jou skurk, jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek vir jou afgeskryf, omdat jy my gesoebat het. Moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie? Moes jy ook nie barmhartig wees nie? Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld terugbetaal het. Vers 35: So sal my Vader wat in die hemel is, ook met julle maak, as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Matteus maak vergifnis wat ons ontvang het 'n lewensreël. Hy sê vir ons sonde en ons skuld het ons genade en vergifnis ontvang. Nou moet ons ook vergifnis teenoor ons naaste, vriend of vyand uitleef. Wanneer ons skuld voor God bely in 'n erediens en weer bevestiging van sy vergifnis ontvang, is dit 'n oefening om in die week ook te gaan lewe vanuit die vergifnis en dan weer vergifnis te gaan uitdeel. So die funksie van die gelykenis in Matteus 18 is om disippels te help sien dat vergewingsgesindheid in die aard van God gewortel is. Deel van God is om te vergewe. Die Bybel is baie duidelik oor God se liefde en sy genade vir mense wat ook vergewe. Matteus beskryf verlossing as 'n daad van genade wat nie op die voorwaarde van goeie werke berus nie. Die verlossing, wanneer dit eg is, produseer ook weer medelee en genade aan anders. So die persoon wat vergewe is in hierdie gelykenis, het nie besef hoe groot sy vergifnis was nie. Hy kon nooit met sy eie dade terugbetaal nie. Maar 'n mens moet besef hoe baie daar aan jou vergewe is, hoe baie skuld van jou afgeskryf is,
As jy dit besef, dan raak dit makliker om ook ander mense te vergewe. Nou in vers 21, die getal 7 as vertrekpunt van hoeveel keer vergewe, is nie net om beter te wees as die driemalige vergifnis, soos aanbeveel was en is deur rabbies toe en nou nie. Die rabbies, die Joodse tradisie sê jy moet 'n mens 3 keer vergewe en na 3 keer dan kan jy die persoon afskryf. Maar Jesus gebruik hier so 70 maal 7 en dit moet hier figuurlik verstaan word as 'n onbeperkte vergifnis in plaas van 'n vasgestelde aantal kere dat 'n mens nou 70 maal 7 490 keer moet vergewe. Jy hou boek, wanneer dit by 491 kom, dan kan jy die persoon afskryf. Dis nie 'n letterlike getal wat hier gesê word nie. 490 moet 'n mens nie, is nie hoeveel keer jy moet vergewe nie. 'n Mens moet 70 maal 7, 'n mens moet onbeperk vergewe. Jy moenie perke hê aan jou vergifnis nie. En Matteus 18 is ook 'n ego van Genesis 4, waarna die skaal van wraak van Kain en Lamach verwys word. So as ons teruggaan na die begin van die Bybel toe, Genesis 4 vers 24, lees ons, Kain sal 7 maal gewreek word, Lamech 77 maal. So hier word gepraat van 'n skaal van wreek op sonde, mense wat verkeerd doen, en hoeveel te meer Lamech erger verkeerd gedoen het as Kain wat sy broer vermoor het. So wat weerwraak en haat in Genesis 4 onbegrens is, net so moet liefde en vergifnis in Matteus 18 in die nuwe verbond onbegrensd wees. Daar moenie grense wees aan hoeveel keer vergewe nie. Nie net 3 keer nie, nie net 7 keer soos Petrus sê nie, onbegrensd, 70 maal 7. Nou vriende, ook in vers 24 lees ons van die getal miljoene. En die ou vertaling sê 10.000 talente. En dit wys weer na die belastingbedrag wat deur die man geskuld was. En hierdie bedrag is baie groot. 'n Mens kan nie eers so baie terugbetaal nie. Nêrens was die belasting so hoog soos hierdie getal nie. Die term word doelbewus gebruik om weer te gee hoe hoog die mens se skuld voor die koning God is. Ontelbaar, nie eers betaalbaar vir die rykste persoon toe en ook vandag op aarde nie. Hierdie bedrag wat geskuld is deur die mens aan die koning is onbetaalbaar hoog. Ons is mense en mense is sosiale wesens. Elke dag beweeg ons tussen mekaar, ons het interaksies met mekaar en ons raak ook skuldig teenoor mekaar. En dit is hoekom daar regters ook vandag is. Dit is deel van hulle werk om te besluit hoe skuldig een party teenoor 'n ander party staan. Ons weet nie altyd regtig wat ons aan mekaar gedoen het en steeds aan mekaar doen nie. Soms doen ons skuld teenoor mekaar sonder om dit te besef. Dink aan hoe verskillende groepe in Suid-Afrika ook elk hulle weergawe van die verlede vertroetel en verdraai om hulself teen die kritiek van ander te verdedig. Waarhede word verdraai om van skuld af weg te hardloop. Maar hierdie gelykenis sê ons moet weet daai bietjie skuld, daai baie skuld wat ons het, kan ons erken en dan kan ons ook ander mense vergewe. Ons moet nie weghardloop van ons skuld nie. Ons moet die waarheid in die oë kyk en ons moet opreg vergifnis vra en dan ook uitgaan en vergifnis gaan leef. Die waarheid oor ons moet ook aan ons vertel word soms. Soms moet iemand vir ons kom sê, hoorie, dit wat jy doen is verkeerd of jy is skuldig. Dit moet bekend gemaak word. En dit moet ook van buite af kom, van ander mense af of selfs van God af. In die gelykenis van Matteus 18 besef die amptenaar, die een wat die ander persoon in die tronk laat gooi nadat sy sonde vergewe is, besef hy nie wat hy doen nie. Hy het vergeet van die groot skuld wat aan hom vergewe is. Hy vergeet van die groot genade wat aan hom betoon was. En wanneer jy vergeet dat daar so baie genade aan jou betoon was, dan begin jy verkeerd optree. Hy sien nie die volle prentjie van sy eie verlede nie. Sy verlede is dat hy is miljoene vergewe. Hy vergeet daarvan en daarom tree hy onbarmhartig op teenoor iemand wat hom net 'n bietjie skuld. Die gelykenis van Jesus wat hy hier vertel openbaar aan ons wie ons is en moedig ons aan om eerliker na ons eie situasie en ons verlede te kyk en ook op te tree daaruit.
Omdat ons vergewe is, kan ons ook vergewe. En vriende, die goeie nuus van die evangelie is immers dat God in Jesus Christus genade betoon het teenoor die goddelose, teenoor die onregverdige, teenoor die skuldige. Die genade en die vergifnis van God is vir die persoon wat sy skuld erken en weet hy was onregverdig. En die genade van God is nie vir die persoon wat die hele tyd probeer vir almal wys hy's perfek nie, maar juis vir die persoon wat weet hy's nederig, hy skiet tekort, maar God se genade is genoeg vir hom. Hierdie boodskap van versoening is aan die kerk toevertrou om te verkondig en ook prakties toe te pas en uit te leef. Christene het 'n gedeelde ervaring oor die verlede wat onbekend is aan nie-Christene. En dit is die besef van vergifnis. Die verlede staan vir Christene in die teken van 'n kruis. Vir Christene beteken die kruis ook dat ons is vergewe. Reg oor die wêreld, enige kontinent, enige etnisiteit, vir Christene dink ons saam aan die verlede. Ons sien ons skuld op 'n kruis en ons is vergewe. En daarom hoef ons nie onsself te probeer regverdig die hele tyd nie, maar ons kan God se genade aanvaar vir wat dit is en vir hoe dit ons verander. Hierdie ervaring van die verlede bepaal nie ons ervaring van die hede nie. Nee, dit bepaal ons ervaring van die hede. Omdat ons weet ons is vergewe, leef ons ook vandag met 'n vergewingsgesindheid. Ons word bevry om iets goeds te doen en in God se genade te leef en sy genade ook uit te leef, daar waar dit nodig is. Die boodskap van die gelykenis wat Jesus oor die koning en die amptenaar vertel, die amptenaar wat so baie geld geskuld het vir die koning en dit nooit sou kon terugbetaal het nie, die boodskap hiervan is dat daar teenoor ons, teenoor mense, elkeen, deur die koning genadig en geduldig opgetree was. Eers wanneer ons regtig verstaan wat sonde en skuld en genade en vergifnis is, dan kan ons begin leef as vrye mense wat vir mekaar ook goeie en 'n nuwe lewe gun. 'n Lewe waar ons ook verander, vergifnis en genade bewys. Al het hulle ons ingedoen, kan ons nog steeds vergewe. En dan vriende, ek wil afsluit deur te sê die bitterheid en die onvergifnis in ons lewe moet ons aanspreek en optree daaroor voordat dit onsself begin verteer. Daar waar ons bitter is en waar ons iemand nie kan vergewe nie, moet ons vir die Here help om met ons op pad te stap sodat ons die persoon uiteindelik kan vergewe. So wanneer u sien daar's iets wat op u parasiteer, bitterheid omdat u nie kan vergewe nie, vra vir die Here om vir u daarmee te help en spreek dit aan. Vriende, dit is belangrik om op 'n gebalanseerde en op 'n eerlike en evangeliese manier oor belydenis en skuld en waarheid en vergifnis te dink. Dit help ons om die waarheid in die oë te kyk wanneer ons weet wat die groter prentjie van vergifnis is. Dit help ons om die verlede te verstaan. Belydenis vra moed vir ons om ons skuld te erken, vra moed en dit vra eerlikheid. En die goeie nuus is dat onbegrensde vergifnis kom uit die hart van God. Die hart, soos vers 35 ook praat in Matteus 18 vers 35, is daardie plek van waar ons voel en dink en daardie plek wat ons dade ook bepaal. Ons dade kom ook uit ons hart uit. Hoe ons hart is, beïnvloed hoe ons leef. En Matteus 18 vers 35 sê ons moet uit ons hart uit, moet ons ander mense ook kan vergewe. Die hart is die plek waar diepe vergifnis vandaan kom. 'n Plek van integriteit. 'n Plek sonder om agter valse fronte te skuil en net jou eie belange te dien. 'n Mens se hart reik uit vir mense, ook die mense wat ons moet vergewe. Wie raak sien wat God vir ons gedoen het. Dit is die boodskap van hierdie gelykenis. As ons sien wat God vir ons gedoen het, dat Christus vir ons gekruisig is,
dat ons vergewe is, dat ons in 'n nuwe verbond leef, dat ons rein kan wees voor God. Die oue verby is, as ons raak sien die ou is verby en ons is 'n nuwe skepping in Jesus Christus, dan word ons bevry om die werk te doen, om te kan werk in God se koninkryk. Dit is die boodskap van hierdie gelykenis. Ons kan God se werk doen, omdat ons vergifnis ontvang het, en ons kan vergifnis ook uitdeel. Kom ons sluit af met hierdie mooi lied, Vlam 206, ons glo. Ons glo in U alleen, saamgebring deur U woord, versamel deur U Gees, beskerm en versorg. Jesus is die Heer, aan U kom toe. Jesus Christus is die Heer. Ons glo, versoen deur U, tot een beker en brood, deur een doop gedoop, en ons bely U naam. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo, gedring deur U, tussen vredemakers word. Jesus is die Heer, aan U kom toe die eer, heerlikheid en ewigheid. Jesus Christus is die Heer. Ons glo, bevry deur U, in 'n wêreld vol nood. Is U by die wat ly, en ons sal U daarin volg. Jesus is die
Ons wil baie geluk sien almal in ons gemeente wat verjaar in hierdie unieke jaar, almal wat in September verjaar. Mag dit 'n besonderse jaar wees en mag julle ook die Here se nabyheid beleef en sy genade beleef en sy goedheid en mag julle dit ook uitleef in julle lewe en die vreugde daarvan ervaar dat die Here in julle werk en deur julle. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike jaar wees. Ons is saam met julle bly vir nog 'n lewensjaar. Dan die groot vraag, wanneer maak ons weer die kerk se deure oop? En ons het dit deegliks bespreek by laas Sondag se kerkraadsvergadering. So die vraag vandag wat uitgaan saam met die boodskap vandag op ons gemeente se WhatsApp groep, vra ons die vraag: wil julle en is julle bereid om weer fisiese eredienste by te woon teen einde Oktober indien die statistieke beter lyk? So hierop kan julle stem, net 'n ja of 'n nee, en indien ons meer as 40 ja's kry, dan kry ons 'n datum in Oktober en ons sê hierdie datum maak ons vir die kerk se deure oop met alles in plek, gaan ons weer ons eredienste begin by die kerk. So as 'n mens ja of nee reply op die boodskap, dit gaan nie op die groep wys nie, dit gaan direk na my toe kom. Ek sal dit kyk hoeveel ja's, hoeveel nee's en dan sal ons 'n besluit maak en ons sal dit ook vir julle deurgee en hopelik kan ons volgende maand die kerk se deure weer oopmaak vir eredienste waar ons by mekaar kan wees as 'n geloofsgemeenskap hier in Laagveld, ook Jesus se kerk. So interessant is ook dat dit eers nou, na 25 weke van inperking, eers begin 'n realiteit word hier by ons, dat ons nou begin mense hoor hier by ons wat positief getoets is. Voorheen op die nuus het ons gesien, dis ver van ons af en ons het gesien, ja, daar's 'n paar gevalle in Tzaneen en Polokwane, maar ons ken nie die mense nie. Eers nou ken ons mense op die naam wat positief getoets word. So dit is nog steeds 'n moeilike tyd om daai besluit te maak. En dan die laaste afkondiging vir vandag is die kategese. Vriende, hierdie week werk ons bladsy 37 tot 42 vir die jong mense, die 9 van julle. Ek hoop julle doen julle huiswerk nog getrou. Stuur my 'n foto van waar julle kategese doen. Sondag, dit vat 'n halfuur en julle werk deur dit. Dis baie goeie inhoud, 'n mooi handboek wat julle het. Die week kyk ons na week 7. God het 'n wonderlike plan met jou. So bladsy 37 tot 42 is hierdie week se huiswerk in die kategese vir die 9 jong mense. Ek hoop julle kry ook die woord in hierdie tyd. Dan wil ek julle graag seën. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. 'n Mooi week vir u. Amen.